Welkom terug by hierdie week se Standard Bank Vars markoorsigg. 'n Beter week word verwag op die markte, maar kan die warm winter vir ons te veel produkte te vinnig na die markte bring en pryse in Augustus en September onder geweldige druk plaas. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se episode wat trots moontlik gemaak word deur Standard Bank. AMT en Ground Rules het hande gevat om hierdie markinligting ook vir julle in Engels beskikbaar te stel. Volg dus AMT vir Afrikaanse markinligting en Ground Rules vir Engelse markinligting. Alles ondersteun deur AMT se betroubare databasis. Op die markte het die gemiddelde aardappelprys verlede week met 4% teruggesak na R60.74 per 10 kg. Klas 1 ekstra groot mondeels het teen R62 ingekom, klas 1 groot mondeels teen 'n gemiddeld van R76, terwyl klas 1 medium mondeels dan gedaal het na R58. Die gemiddelde prys is nou so 27% hoër as wat ons 'n jaar gelede gesien het, met volumes sowat 2% laer. Die mark lyk wel goed hierdie week as gevolg van beter vraag soos die maand aan einde nou naderkom. Tesame met dit is volumes dan ook laag met die Oos-Vrystaat waaraan omtrent heeltemal klaar op die oomblik is en die Christiana en Douglas produsente waaraan meer fokus op saadaardappels en verwerking op die oomblik, so min produk kom dus na die mark toe. Die week kan dus met lae oordragsvoorrade dan ook begin. Pryse kan dus 'n bietjie optel hierdie week, maar die verwagting is dat hierdie prysstygings nie noodwendig drasties gaan wees nie. Hou ook dalk uit een oog op die einde van die jaar. Baie volumes wat moontlik dan uit die noordelike produksieareas kan kom, kan hierdie markpryse baie onder druk plaas weens 'n baie warm winter wat ons sover sien. Tomatiepryse het met 16% gedaal na R11.12 per kilogram, terwyl volumes week op week met 6% gestyg het soos wat ons verwag het. Hier behoort nou baie tomaties in die mark te kom as gevolg van die warm winter en tomaties wat nou baie vinnig begin verkleur. Dit kan dus pryse onder druk sit. Al wat hierdie week dalk 'n bietjie kan help, is die beter vraag waaraan verwag word, maar ons verwag dat die markpryse dan in Augustus onder baie druk kan kom. Eierpryse het verlede week met 12% gedaal na gemiddeld van R90.91 per 10 kg sakkie. Bruin klas 1 medium eie het gedaal na R121, wit klas 1 medium eie op R110 met rooi klas 1 medium eie ook bietjie laer op R204 per 10 kg. Daar is tans 'n klein produksiegaping in Limpopo wat pryse dan relatief hoog hou vir nou, wat tesame met die beter vraag vir hierdie week dalk pryse kan ondersteun. Ek dink egter ons kan vinniger druk op hierdie eie markpryse begin sien hierdie jaar as in ander jare weens die warm winter wat vir ons dan meer eie moontlik vinniger na die mark toe kan bring, veral uit die noordelike areas. Ek het wel gehoor dat bietjie meer aardappelhektare aangeplant is weens grond wat in die noorde nie betyds afgedroog het nie. So dalk kan dit dan eie pryse op 'n bietjie van 'n hoër vlak hou in vergelyking met aardappels vir die volgende paar maande wanneer die Limpopo area in produksie is. Wortelpryse het verlede week met 7% gedaal na R5.67 per kilogram. Dit lyk of die beter week wat nou verwag word op die markte dalk wortelpryse ook kan ondersteun, maar ons verwag steeds dat wortelpryse vir die volgende 2 maande of so in 'n algemene afwaartse tendens gaan bly, soos meer volumes na die mark toe kan kom. Die gemiddelde soetrusieprys het met 2% gestyg na R17.71 per kilogram. Groen soetrussies was 4% laer op R9.65, geel soetrussies 14% laer op R41 en rooi soetrussies 5% laer op R36. Hierdie pryse kan hoog bly tot in Augustus, waarna dit moontlik weer kan begin daal as die warmer weer moontlik meer volumes na die mark toe gaan bring, wat dalk hierdie jaar bietjie vroeër as ander jare kan wees. Koolpryse styg laasweek na R3.35, patats styg na R4.08, spinasie het met 31% gestyg na R5.07, dis ook weens baie laer volumes. Botterskorsies het gedaal na R4.91, pampoene styg na R2.63, groenbone styg na R24.86 en komkommers 151% op na R16.21 per kilogram. Knoffelpryse styg na R59.79, met plaaslike knoffel nou op R57.69 en ingevoerde knoffel op R60.54 per kilogram.
As ons dan oorbeweeg na die vrugtemark, het piesangpryse met 2% gedaal na R8,51 per kilogram, wat dan ongeveer R153 per 18 kilogram boks is. Volumes is wel laag met min wat oor die naweek dan ook ingekom het en het markpryse reeds begin optel met vraag wat dan ook goed is hierdie week. Appelpryse het gedaal na R9,08 met pere bietjie hoër op R9,82. Dit lyk of appels dalk nou 'n opwaartse tendens kan inbeweeg, maar pere wat dan moontlik eers van September kan begin optel. Lemoenpryse daal met 10% na R2,48 en is nou 36% laer as 'n jaar gelede, terwyl volumes 36% hoër ook is jaar op jaar. Geweldige hoë sitrusvolumes plaas steeds hierdie druk op die pryse met swakker kwaliteit en min uitvoere wat dan ook tans 'n probleem bly. Suurlemoene daal na R4,16 per kilogram met pomelos bietjie op na R4,37. Avokadopryse het verlede week met 3% gedaal na R16,95 en kan teen September moontlik weer nader aan die R20 per kilogram merk wees. Veertuis het gemiddeld op R26 ingekom, Haas op R15 en Pinkertons op R14 per kilogram. Tafeldruiwe het verlede week met 2% geval na R48,67 per kilogram. Pynappels ook bietjie af na R10,20 terwyl bloubessie 16% daal na R72 per kilogram met hierdie mark wat dan nou meer in produksie inkom. Om saam te vat, hierdie week kan beter lyk weens beter vraag wat dan op die mark te verwag word en pryse kan opstoot soos ons na die maand einde beweeg. Ons is egter wel bietjie bekommerd oor die warm winter wat meer produk vinniger na die mark kan bring en dis vroeër as ander jare pryse onder druk gaan plaas. Baie dankie dat jy ingeskakel het by hierdie week se Standard Bank Vars Markoorsig, natuurlik moontlik gemaak deur Standard Bank. Sien weer volgende week.